Goeienaand almal. Baie welkom by vanaand se Pinksterdiens. Mag dit vir regtig vir een en elkeen 'n lekker geleentheid wees en 'n geleentheid waar ons ook so mooi die bogie trek rondom Pinkster en wat ons als gedoen het. En vanaand gaan ons bietjie kyk na die tweede laaste tema of die heel laaste tema van die Pinksterreeks en dan Sondag sluit ons af met nagmaal en die amptelike Pinksterfees. Maar voor ons begin, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here God Almagtig, dankie vir geleentheid waar ons vanaand net bymekaar kan kom. Geleentheid waar ons vanaand weer opnuut op ons roeping kan fokus. Geleentheid dat ons weer bymekaar kan wees in U naam, sonder die dreigemente, sonder enige lewensgevare. Here, dankie vir die goedgesindheid. Here, dankie vir hierdie genadegawe. Here, en bovenal, Here, dankie dat U nie net saam met ons en om ons is nie, maar dat U 'n stuk van Uself binne in ons laat lewe. Here, dankie vir die Pinksterfees. Here, dankie vir die Heilige Gees. Amen. In Handelinge 1 vers 8 staan daar: Julle sal die krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, oor die hele Judea, Samaria, tot in die uithoeke van hierdie aarde. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ek wil vir 'n oomblik net stil staan by die reis wat ons al gehad het deur hierdie Pinkster. Ons het reeds in hierdie reeks gefokus op die hoop wat ons in die boek van Handelinge vind. Ons het afgeskop met die anker van hierdie hoop, Jesus se hemelvaart en die lewegewende uitstorting van die Heilige Gees. Ons het daarna gesien hoe hierdie Gees mense en gemeentes en gemeenskappe van binne af radikaal verander. Ons is daaraan herinner dat God groter is as die krisisse wat ons in hierdie lewe mag teekom. Ons het toe daarna stil gestaan by gebed en die ongelooflike, onkeerbare krag wat daar is wanneer ons as gelowiges in gebed, in verhouding en in gesprek met God tree. En dit alles baan die weg vir vanaand se boodskap, waar die fokus verskuif van my en jou se alledaagse lewe en hoe God elkeen van ons as doodgewone mense presies net waar ons is, kragtig in sy koninkryk wil gebruik. En ek wil begin met 'n kort verhaal oor die wêreldberoemde fisikus Albert Einstein. En hy het vir baie jare by die welberoemde Universiteit van Princeton in Amerika klas gegee. En dit is juis in daardie tyd wat hy sy bekende relativiteitsteorie ontwikkel het. 'n Ontdekking wat die hele landskap van fisika totaal en al verander het. En tog, as jy vandag deur Princeton loop en as jy op hierdie kampus rondstap, sal jy nêrens 'n gedenkplaat of 'n standbeeld of 'n monument ter ere van Albert Einstein vind nie. En waarom nie? Ek meen, Einstein was hierdie ongelooflike, baie slim
en bekende fisikus gewees. Ek meen dit is so erg dat sy naam en sy van amper 'n gesegde geword het. Maar tog het die universiteit sy wense gerespekteer en nie 'n gedenkplaat, 'n monument of 'n standbeeld van hom opgesit nie. Einstein het by 'n geleentheid gesê, grootheid is nie selfgerig nie. Jy self is nooit die middelpunt nie. En daarin lê 'n geweldige stuk lewenswysheid. Om werklik volwasse te wees, beteken om na die groter prentjie te kan kyk, om te besef dat die heelal nie rondom een individu se belange draai nie. Dit beteken nie jy is onbelangrik nie. Dit is bloot 'n diep les in nederigheid. 'n Diep les daarin om nie hoogmoedig te wees nie. Om bedagsaam en nederig te wees. Met hierdie gedagte van nederigheid, met hierdie gedagte van 'n groter gemeenskap en 'n groter wêreld en dat dit nie oor een individu gaan nie, gaan ons vanaand Handelinge 18 lees. En ons lees so byna terloops van 'n egpaar in die Nuwe Testament, Aquila en Priscilla, wat saam sendelinge was. Dalk word hulle name nie baie genoem nie, maar dit is ongelooflik die nederigheid en die impak wat hierdie twee mense op die vroeë kerk gehad het. Maar voor ons Handelinge 18 lees, kom ons sluit die oor en bid ons saam. Ons Hemelse Vader, Here, dankie vir hierdie stukkie wysheid. Here, dankie vir die woord en dankie dat U vanaand saam en binne in ons is. Here, maar wanneer ons vanaand Handelinge 18 lees, Here, help ons om die volle prentjie raak te sien. Here, help ons om nie net te fokus op die mens nie, maar op die Gees wat in die mens is. Die God wat die mens gestuur het. Die Christus wat die mens verlos het. Here, help ons om vanaand met nuwe oë, 'n nuwe gesindheid en 'n vars hart na hierdie gedeelte te kyk. Amen. Ek lees vir ons Handelinge 18 vers 1 tot 3 en daarna gaan ons weer aan by vers 24. Hierna het Paulus Athene verlaat en na Korinthe toe gegaan. Daarna het hy vir Aquila, 'n Jood wat in Pontus gebore is, ontmoet. Hy het kort tevore saam met sy vrou Priscilla uit Italië daaraan gekom, nadat keiser Claudius beveel het dat al die Jode Rome moet verlaat. Paulus het hulle gaan opsoek en omdat hulle net soos hy tentmakers van beroep was, het hy by hulle ingetrek en saam met hulle gewerk. En dan lees ons verder in vers 24. Intussen het daar 'n Jood met die naam Apollos, wat in Alexandrië gebore is, in Efese aangekom. En hy was 'n begaafde spreker met deeglike kennis van die skrif. Hy het in die leer van die Here onderrig, ontvang en het met groot geesdrif gepraat en ander noukeurig alles oor Jesus geleer. Maar die doop waarvan hy geweet het, was net die van Johannes. Hy het met vrymoedigheid in die sinagoge begin preek. Maar toe Priscilla en Aquila hom hoor, het hulle hom huis toe geneem en vir hom die leer van God nog duideliker gemaak. Toe Apollos na Achaia toe wou gaan, het die gelowiges hom aangemoedig en vir hom 'n brief saamgegee aan die gelowiges daar om te versoek dat hulle hom vriendelik moet ontvang. Daar aangekom was hy tot groot hulp vir die wat deur die genade van God gelowig geword het, want hy het die Jode in die openbaar kragtig weerlê en hy het die skrif bewys dat Jesus die Christus is.
En dan in 1 Korintiërs 16 vers 9 lees ons, die gemeente is van die provinsie Asië stuur vir julle groete, van Aquila en Priscilla, en ook van die gemeente wat gereeld in hulle huis bymekaar kom. Baie groete in die Here. Net tot sover. Wanneer Paulus in Korinthe aankom, ontmoet hy Aquila en Priscilla. En hulle lewensverhaal is op daardie stadium alles behalwe maklik. Hulle het oorspronklik in Rome gewoon en daar 'n besigheid as bekwame tentmakers bedryf. Maar toe tref hierdie geweldige ontwrigting hulle. Die Romeinse keiser Claudius, soos ons gelees het in die jaar 59 na Christus, 'n drastiese bevel gegee dat al die Jode Rome moes verlaat. Geskiedkundiges sê dit was as gevolg van voortdurende onluste in Rome rondom sekere kulte wat daar was. En duidelike verwysing na dat hulle van Christendom en die Jode, dat hulle ook as 'n kult gesien het. Die spanning tussen tradisionele Jode en Joodse Christene het so hoog geloop dat die keiser almal eenvoudig uitgeskop het. Aquila en Priscilla was waarskynlik reeds volgelinge van Jesus. En ewe skielik moes hulle huis, hulle kliëntebasis en hulle hele lewe in Rome agterlaat. Hulle is verban en hulle is wortel en al uit dit wat hulle bekend en hulle veilige spasie was geruk. En hulle trek toe na Korinthe toe om van voor af te begin. En dit is hier waar die slegte situasie 'n heilige afspraak geword het. Van Paulus daag toe in Korinthe op en hy vind aanklank by hulle, want hulle het dieselfde beroep gedeel. Daar is min dinge wat so kragtig is, soos wanneer God mense bymekaar bring. Hulle het toe as 'n span saamgewerk, bedags het hulle saam met Paulus tente gemaak, sodat hulle lewensonkoste kon dek, en saans het hulle die evangelie verkondig. Aquila en Priscilla het nie in sak en as gaan sit oor hulle verlies in Rome nie. Hulle het besef dat die Here hulle besigheid, hulle vaardighede en hulle oop deure in Korinthe kon gebruik het. Hulle het die agtergrondwerk gedoen en hulle nie as predikers baie erkenning gekry nie. Was hulle ongelooflik instrumentaal in Paulus se lewe en in die bediening wat Paulus gegee het in Korinthe. Maar Paulus was nie die enigste leier op wie se lewe hierdie twee mense 'n invloed gehad het nie. Later skuif hulle saam met Paulus na Efese en daar ontmoet hulle Apollos. Apollos was 'n briljante jong man gewees. Hy was 'n Joodse Christen wat in Alexandrië, die akademiese en die intellektuele hoofstad van destydse wêreld, groot geword het. Hy was 'n begaafde spreker. Hy was ongelooflik geleer en geonderrig. Hy het die kennis gehad van die Ou Testament. Hy kon enige vers, enige ding aanhaal, van dit is wat hy gedoen het. Hy het dit geleer, dit was sy brood en sy botter gewees. En hy het die evangelie van Jesus ontvang en oor Jesus gepraat. Maar daar was net een probleem gewees. Hy het net van die doop van Johannes geweet. Hy was nog nie ten volle bewus of het nog ten volle die volle prentjie van die hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees verstaan nie. Maar wat doen Aquila en Priscilla toe hulle hom in die sinagoge hoor preek? Hulle het nie voor almal hom in die rede geval of julle skielik vir hom gesê, maar jy's 'n dwaalleraar, asseblief hou net op praat en preek nie.
Hulle het hom toe huis toe gevat en hulle het hom in die veiligheid van hulle huis, het hulle hom gementor, het hulle hom geleer en het hulle vir hom vertel van die volle prentjie van die evangelie. Hulle het na hom toe gegaan en hulle het deur die Heilige Gees vir hom gewys en geleer van die werk van die Heilige Gees. En hierin lê 'n massiewe les vir ons oor disippelskap. Aquila en Priscilla het verstaan dat om regtig in mense te belê, om werklik die evangelie te verkondig, moet jy verhoudings bou. Jy kan nie leiers in een middag vorm nie. Om 'n ware mentor te wees beteken jy stap 'n langtermynpad saam met iemand, sodat daardie persoon uiteindelik hulle volle potensiaal vir die Here kan bereik. As gevolg van, danksy hulle liefdevolle, hulle geduldige mentorskap, die verhouding wat hulle met hom aangeknoop het Apollos een van die kragtigste leiers in die vroeë kerk geword. Hulle name was dalk nie oral op plakate nie, maar hulle vingerafdrukke was op die man wat duisende mense na die Here toe gelei het. Bloot deur die verhouding wat hulle met hom gehad het. Wat is dus die groot les wat ons by Aquila en Priscilla leer? En dit is nie dat jy 'n beroemde prediker hoef te wees om die wêreld van Christus te verander nie. Hulle wys was hulle grootste bediening gewees. Hulle het van 'n lewensverleentheid, hulle verbanning uit Rome, 'n koninkryks geleentheid gemaak. Ons het vroeër die week juist daaroor gepraat oor hoe God situasies gebruik vir sy koninkryk. En dit is presies wat met hulle gebeur het. Petrus skryf in 1 Petrus 4 vers 9 oor die gawes van die Heilige Gees en hy sê, wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. Gasvryheid is 'n geestelike gawe. Gasvryheid is die eerste tree wanneer jy 'n nuwe verhouding met iemand wil aanknoop. Dit beteken nie net dat jy vinnig 'n koppie tee skink nie. Dit beteken jou lewe, jou huis, jou hart, jou tyd is oop teenoor hierdie mense. Ja, dit begin by 'n koppie tee. Maar vanuit 'n koppie tee, vanuit 'n oop hart, hey, hoe gaan dit met jou? Ek kan sien iets pla, wat is fout? Vanuit dit begin ons verhoudings aanknoop en begin ons die evangelie verkondig en uitleef. God kan jou vandag presies gebruik waar jy is. In die beroep wat jy doen, met die talente wat jy reeds het. Dalk is jy nie die persoon wat daarvan hou om voor in 'n verhoog te gaan staan en vir mense te preek nie. Maar jy is die een wat agter die skerms 'n veilige ruimte skep. Die een wat vir jong mense rigting wys. Die een wat bloot 'n medegelowige in jou huis verwelkom en by God se voete gaan sit saam met hierdie persoon. Baie van ons is entoesiasties om die Here te dien. Ons is opgewonde om kerk toe te gaan. Maar ons wil net nie hê dit moet ons eie gerief ontwrig nie. Ons is bereid
om sekere goederes vir die kerk te gee, om sekere donasies te maak. En ons voel soms dat dit ons plig is om dit te doen. En basies sê ons, Here, ek sal U dien op my eie voorwaardes. Maar wat ons leer uit hierdie verhaal, is dat Jesus vra nie vir 'n lewe wat in kompartemente opgedeel is nie. Geloof is nie iets wat jy net op 'n Sondag in 'n kerkgebou uitleef nie. En Aquila en Priscilla wys vir ons, geloof moet oorspoel na elke aspek van jou daaglikse lewe. Hoe ons werk doen. Hoe ek met my lewensmaat saamwerk. Dalk hoe ek my besigheid bestuur. Hoe ek mense by my huis ontvang. En ja, hoe en wat ek vir die gemeente kan gee. Nie omdat ek voel ek moet nie, maar omdat ek wil. Omdat ons dit doen uit dankbaarheid vir dit wat God vir ons gegee het. Soms vra die Here vir ons ongemaklike dinge. Hy vra vir ons dat ons grense moet oorsteek. Dat ons vyande moet vergewe. Of dat ons moet tyd maak om in die mense rondom ons se lewens te belê. Maar as ons in alle dinge, maak nie saak wat ons doen of waar ons is nie, die koninkryk van God soek, beloof Matteus 6 vers 33 vir ons, dat hy vir die res sal sorg. As ons vanaand hierdie boog voltooi, sien ons hoe die groot verhaal van Handelinge, soos 'n magtige stroom, reguit uit ons lewens inloop. Dit het aan die begin van die week begin by die hemelvaart, by die kragtige uitstorting van die Heilige Gees. Dit het beweeg deur individue, deur gemeenskappe wat radikaal verander het. Ons was by eysterdeure wat in ons lewens voor ons toegeslaan is, maar wat God vir ons kom oopgebreek het. En vanaand het daardie selfde Gees by ons eie voordeure, by ons eie werksplekke en by ons eie huise kom stop. Die hoop van Handelinge is nie 'n historiese moment uit die verlede nie. Dit is 'n spieël van die lewende realiteit van gelowiges. Mag ons in hierdie week as gewone mense, as mense wat gevul is met die Gees, wat die krag van God gekry het, waar 'n stuk van God letterlik in ons woon, mag ons hierdie week uitgaan. Mag ons hierdie Pinkster begin afsluit met die gedagte dat ons dit nie vir onsself moet hou nie. Dat ons dit moet uitleef. Dat die Here vir ons die deure sal oopmaak. Laat hy ons gebede sal verhoor. Dat hy ons lewens sal verander. In elke liewe oomblik. Terwyl al hierdie dinge gebeur, by ons en in ons sal wees. Amen. Ons Vader, Here, maak ons gewillig. Gee ons 'n gewillige gees, wat opgewonde is, wat gasvry is, en wat bereid is, om nie net in hierdie Pinkster en in hierdie volgende week dit te doen nie. Here, maar dat ons elke liewe dag, wanneer ons leef, sal oplet, dat ons U sal uitleef,
Here, dat ons die lig sal wees, wat U in ons lewe was. Dat ons daai lig in hierdie wêreld sal wees. Amen.